Het jy al ooit gewonder hoe Google Maps dit kan regkry om presies vas te stel hoe laat jy by jou bestemming sal wees? Of hoe lank dit gaan vat as jy 120 km/h ry om 240 km ver te ry? Nou dis presies waar verhoudings en koers uitkom. Dit help ons om afstand, tyd en spoed te bereken om met kaarte te kan werk en vandag wys ons jou hoe maklik dit is om hierdie bewerkings te doen en hoekom jy megapunte kan maak in hierdie afdeling. In die vorige video het ons die verhouding van seuns tot dogters en dogters of seuns tot die geheel uitgewerk. In hierdie video gaan ons dit bietjie meer prakties en kombuis toe vat en ons sal uitwerk wanneer jy besig is om 'n resep saam te stel en jy het verskillende bestanddele, maar nie net 2 bestanddele nie, 3 bestanddele, hoe elke bestanddeel sy gedeeltetjie bydra, watter verhouding daai bestanddeel bevat binne 'n sekere resep. Wat belangrik is ons moet, wanneer ons byvoorbeeld 'n groter, kom ons sê hierdie resep is bedoel vir 2 of 3 mense, kom ons sê 3 mense. As jy vir 6 mense 'n dis wil maak, moet jy die verhouding van elke gedeeltetjie van jou bestanddele dieselfde hou, anders gaan jou resep se samestelling heeltemal verander. Byvoorbeeld, die hoeveelheid melk tot meel in pannekoek. As jy te veel melk en te min meel gaan in hê, gaan dit 'n papspul wees. So dis belangrik om in verhoudings te werk wanneer ons byvoorbeeld 'n dis maak, om seker te maak ons kan consistently dieselfde tipe gereg maak. So nou kyk ons na hierdie voorbeeld 5.3. Joe se ma bak koekies vir 'n fondsinsameling. So koekies moet redelik hard wees, nie te veel melk nie, redelik baie suiker, meel en botter. Sy gebruik 4 koppies suiker, 6 koppies meel en 2 koppies botter. Okay, so kom ons breek dit weer op. 4 koppies suiker, 6 koppies meel. Kom ek maak dit nou net meel. Miskien sien nou my koppies wegvat. Daar is hy. Meel. En dan die laaste enetjie is 2 koppies botter. Wat is die verhouding van suiker tot, weer eens, sleutelwoord vir breuke, suiker tot, so ons begin met suiker, en dan gaan ons na meel toe, en dan gaan ons na botter toe. Okay, suiker tot meel tot botter. Laat jou antwoord in die eenvoudigste vorm. So wanneer ons wil skryf suiker tot meel tot botter in verhouding, skryf ons net suiker tot meel tot botter. Okay, nou skryf dit net om ons gedagtes hier agter mekaar te kry en seker te maak ons gaan sit elke regte deeltjie op sy plek. So ons suiker kan ons sien is 4 gedeeltes, ons meel kan ons sien is 6 gedeeltes en ons botter kan ons sien is 2 gedeeltes. So wat net hier altyd belangrik is, maak ook net seker dis alles is koppies, nee, so ons werk in dieselfde maateenheid. So ons kan hulle presies in verhouding met mekaar gaan skryf. 4 tot 6 tot 2. Dan sê hulle laat jou antwoord in die eenvoudigste vorm. So ons gaan kyk weer eens, wat is my grootste gemeene faktor of my grootste gemeene deler? Wat kan in 2, 6 en 4 ingaan? En dit is 2. So ek gaan deel almal deur 2, 4 gedeel deur 2 is 2, 6 gedeel deur 2 is 3 en 2 gedeel deur 2 is 1. En daar is my antwoord in sy eenvoudigste vorm. Punte toekenning, 1 punt daarvoor dat jy dit in die regte verhouding geskryf het, 1 punt daarvoor dat jy dit in die eenvoudigste vorm geskryf het. Volgende vraag sê hulle, as Joe se ma besluit om die resep te verdubbel, sleutelwoord, ons verdubbel die resep. Hoeveel koppies van elke bestanddeel sal sy gebruik? So wanneer ons iets wil verdubbel, beteken dit ons gaan dit maal met 2. Okay? So wanneer ek in my verhouding was dit gewees 4 koppies tot 6 koppies tot 2 koppies, so ek gaan net weer skryf. Seker maak dis suiker tot meel tot botter. Bietjie opskraal. So dit is suiker tot meel tot botter. En ons verhouding was gewees 4 tot 6 tot 2. So daai is wat ons mee begin het. Nou wil hulle weet hoeveel gaan sy gebruik as sy dit wil verdubbel. So om dit te verdubbel gaan ek alles maal met 2. Okay, vermenigvuldig met 2. 4, kom ons skryf net hierso. So ek gaan alles maal 2. Want ons nooit 2 keer soveel mense oor, die bure kom nou ook saam eet. 4 maal 2 is 8,
6 maal 2 is 12 en 2 maal 2 is 4. So wat gaan dit nou verseker? My koekies gaan presies dieselfde proe. Dit is presies dieselfde saamgestel. Eweveel suiker, eweveel melk en eweveel botter. Ek het net 'n baie groter hoeveelheid koekies wat ek kan vervaardig, sodat daar genoeg is vir almal. Daar sê, en dit is so eenvoudig soos dit, maklik. Geniet hom, as jy hierdie video jou gehelp het, like het, subscribe, in die volgende gedeelte gaan ons lekker in spoed, afstand en tyd in beweeg, en ons beweeg bietjie meer in koers in, en hoe verhouding en koers in die regte wêreld gebruik kan word, om bewerkings te doen oor spoed, afstand en tyd. Hoe laat gaan jy daar kom? Hoe lank sal dit jou vat om daar te kom? Hoe ver het jy gery as jy teen 'n sekere spoed vir 'n sekere tyd gery het? Daai is super prakties toepaslik om te kyk byvoorbeeld hoe Google Maps uit kan werk, hoe lank dit jou sal vat om by jou bestemming uit te kom. Geniet die volgende enetjie, die thumbnail sal nou daar opkom aan jou kant. As jy dit wil kyk, klik sommer net op hom, anders is jy welkom, beweeg lekker deur ons ander video's. En laat weet vir ons as enigiets ekstra of anders is waarmee jy sukkel, en laat weet in die comments wat jy die meeste geniet het van hierdie video. Lekker dag.